Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy my kind. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God, ons almagtige hemelse Vader, van Jesus Christus, ons Heiland en ons Heer, en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons skriflesing is in hierdie oggend uit die boek van Openbaring. Maar net voordat ons lees uit Openbaring, net so 'n klein stukkie inleiding in hierdie pragtige boek. Ek dink julle weet, omdat ek so bevoorreg is dat ek nou al in die verlede 'n hele paar keer hier gekuier het, dat die woord van God my passie is. Daar is vir my soveel pragtige gedeeltes, pragtige boeke in die woord van God. En die hele woord van God is maar net deur die Gees geïnspireer en is vir my 'n wonderwerk. Openbaring is vir my een van die boeke wat uitstaan in die woord van God, maar tog is dit 'n boek wat lidmate geneig is om partykeer 'n bietjie te vermy, omdat hulle voel dat Openbaring in onverklaarbare, onverstaanbare taal geskryf is. Die waarheid is dat Openbaring geskryf is vir die vroeë Christene wat in moeilike omstandighede geleef het. En daar is 'n paar sleuteltjies wat ons kan gebruik om die amper kodetaal van Openbaring oop te sluit en dit vir ons makliker verstaanbaar te maak. As ons byvoorbeeld weet dat getalle verskriklik belangrik is in Openbaring, en elke getal het 'n spesifieke simboliese waarde wat dit oordra. Edelgesteentes is belangrik, kleure is belangrik, kortom, Openbaring is so haarfyn saamgestel dat elke woordjie daarvan belangrik is en spesifieke betekenis of selfs lae van betekenis oordra. So 'n mens moet mooi gaan kyk na elke enkele woord in Openbaring. Ons praat ook altyd van hoe die Bybel oor eeue heen ontstaan het met stukkies en brokkies bymekaar gemaak met mondelinge oorlewering. Die mense van daardie tyd het nie boeke of boekdrukkerye of Google gehad soos ons nie. Hulle het hierdie goed in hulle harte, in hulle geheues rondgedra. Dis oorgelewer van geslag tot geslag. So, as ek vir julle sê, dat goed wat ons nou gaan lees in die Ou Testament staan, is dit die Ou Testament soos ons dit ken, maar dit was vir hulle in hulle geheue en hulle harte. So hierdie goed, as dit verwys na die Ou Testament, dan is dit vir hulle 'n stukke tradisie, dan is dit goed wat deur hulle ouers en voorouers vertel is, en goed wat kosbaar is, en wat vir hulle groot troos inhou. So kom ons gaan kyk dan na hierdie pragtige gedeelte in Openbaring 1 en ons lees daarvan verse 12 tot 16. Openbaring 1, ons lees verse 12 tot 16 in my weergawe van die Bybel op bladsy 327 in die Nuwe Testament. Openbaring 1 vanaf vers 12 tot vers 16. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms
was soos die son wat op sy helderste skyn. Tot sover dan, geliefdes, uit die kosbare woord van ons Here. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en deurdring selfs tussen siel en gees en gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Op 'n lowergroen veld in Vlaandere in België vorm spierwit marmerkruise 'n skelle kontras met die groen gras. Rye en rye, honderde spierwit marmerkruise op die pragtige groen grasveld. En tussendeur, oral, hulle groei sommer wild, die pragtigste helder rooi papawers, soos druppeltjies bloed. 'n Pragtige gesig, maar vir die wat weet, hartverskeurend. Want onder hierdie wit marmerkruise lê begrawe die jong Amerikaanse soldate wat na België gekom het en op hierdie einste stuk veld geveg het onder die Belgiese koning vir die behoud van die land. Jong Amerikaanse soldate wat op die ou end vir vrede die hoogste prys betaal het, hulle lewens. Hierdie begrafplaas in Vlaandere was tydens Wêreldoorlog 1 'n slagveld waarop hierdie jong Amerikaanse soldate meedoenloos afgemaai is deur 'n koelbloedige vyand met masjiengewere. Tog het die handjievol van hulle wat oorleef het, moedig bly voortveg en uiteindelik moes die vyand voor hulle die knie buig. Toe die geliefdes en die naasbestaandes van die Amerikaanse soldate in 1929 moes besluit of hulle die oorskot van hulle geliefde soldate moes laat na Amerika neem en of hulle in België, waar hulle so dapper geveg het, begrawe sou word, het die Belgiese koning aangebied om uit dank vir die offer wat hierdie soldate gebring het, hierdie stuk veld te gee as 'n heldeakker vir hierdie soldate om begrawe te word. En hulle het onderneem om dit altyd in stand te hou. 'n Belofte wat vandag nog gestand gedoen word deur die Belgiese volk, almal, oud en jong, klein en groot, werk om hierdie veld so pragtig te hou en om die herinneringe van hierdie jong soldate wat in 'n vreemde land kom veg het, lewend te hou. Een van die min soldate wat oorleef het 'n pragtige gedig geskryf daaroor en julle kan dit gerus gaan lees. Ek lees vir julle net 2 reeltjies daarvan. In Flanders field, the poppies blow between the crosses, row on row. Die families van hierdie soldate word na Vlaandere geneem om daar finaal afskeid te neem. 'n Pragtige gesig begroet hulle oë. Die poppies blom oral. En wêreldwyd tot vandag toe word dit die simbool van Remembrance Day, die dag waarop wêreldwyd gesneuwelde oorlogshelde in herinnering geroep word. So 'n klompie jare terug ry ek en vriende Hartbeespoortdam toe vir 'n piknik. 'n Mens is gewoond daaraan om langs die pad kruise te sien wat opgerig is waar mense in ongelukke gesterf het. Maar op die dag is dit opvallend dat daar die een wit kruis na die ander langs die pad staan, massas van hulle, sommer in velde, in landerye. Ek is verbaas daaroor en toe ons stilhou om koffie te drink, vra ek vir die restauranteienaar wat die betekenis van hierdie wit kruise is. Sy verduideliking het ons tot stilstand geruk en ons almal het trane in die oë gehad,
Want elke kruis het iemand verteenwoordig wat vermoor is in 'n plaasmoord. Wat is 'n grafsteen? Hoekom gesit ons blomme op grafte? Dis 'n teken, 'n bewys dat die persoon wat daar begrawe lê, vir ons kosbaar was en is en altyd sal wees, dat hulle en hulle lewens sal voortleef in ons gedagtes. Dis deesdae so onveilig in begrafplase, so lekker om mure van herinnering te hê. Dit is so lekker om net daarop te kan aanrig, in tere herinnering aan. Maar nog meer, het is iets tasbaar om aan vas te hou, 'n plek om heen te gaan as die pyn en die rousmart vir jou te veel word. Hoe dikwels het ek en jy dit al gesien, dalk het ons dit self gedoen, dat iemand 'n briefie op 'n graf gaan neersit, 'n briefie in 'n nis druk, dat iemand gaan sit op 'n graf en gaan huil, of praat met daardie persoon wat daar begrawe lê, asof die persoon nog lewe, nog kan hoor. Want 'n grafsteen, 'n nis, is so 'n klein stukkie katarsis in ons groot hartseer. So 'n klein stukkie rus en berusting. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, wat is die simbool van die COVID-slagting? Toe ek laas gesien het die dodetal gestaan op 79.421 in Suid-Afrika. Geen rooi papawers, geen wit kruise vir die COVID-slagveld nie. Hoe kon ons dan ook? Ons word verhinder weens die isolasie. Ons geliefdes veg om behoud van hulle lewe, vinger alleen in die intensiewe sorgeenheid van hospitale. Hulle blaas alleen die laaste asem uit. Ons hou beteuterde begrafnisdienste met mense wat ver van mekaar sit, kil en koud met social distancing wat verhinder dat ons mekaar 'n ou drukkie kan gee, maskers op, die reuk van ontsmettingsmiddel skerp in ons neusgate. Kon ons werklik waar closure kry? Kan ons werklik in ons rouproses finaliteit bereik? Families, gemeentes, predikante, 'n volk, 'n wêreld. Die Christene wat die ontvanger sou wees van hierdie brief wat geskryf is deur Johannes van Patmos, het ongelooflike moeilike tye beleef. Johannes was op Patmos nie omdat hy lekker gaan vakansie hou het op 'n eiland nie. Hy was daarheen verban, ver van familie en vriende en alles wat vir hom kosbaar was, omdat hy 'n gelowige was. Hy was nog een van die gelukkiges. Onder keiser Nero en Domitianus het dit met hulle sleg gegaan. Hierdie twee keisers is berug vir hulle onmenslike wreedheid. Die Christene, die gelowiges, is op alle gebiede van die lewe geteiken, uitgestoot, verneder, verarm, vertrap. Hulle en hulle lewens was niks werd in hierdie heidense omgewing waarin hulle geleef het, waar die keiser homself verklaar het tot Dominus et Rex, Here en Koning. Teregstellings en Christenvervolging het 'n soort sport, 'n volksvermaak geword. Hoe kon die vroeë Christene dit uithou? Hoe kon hulle oorleef? Hoe kon hulle bly vashou aan 'n geloof wat hulle lewens in gevaar stel? Hoe kon hulle bly volhard as daar daagliks rondom hulle van die ander Christene gesterf het op grond van dit wat hulle glo? Dink maar aan hoe die apostels doodgemaak is. Gaan lees maar weer in die boek Handelinge van Stefanus,
wat met klippe doodgegooi is, op grond van dit wat hy geglo en getuig het. En dan lees ons, dit was die dag van die Here. Daar word baie verklaringe geheg aan hierdie term in Openbaring. Maar die waarskynlikste is, dat dit 'n Sondag was. Want die vroeë Christene het die dag herdenk, waarop hulle verlosser uit die dood opgestaan het. En hoe troosvol, dat hierdie wonderlike ding, waarvan ons nou gaan praat, juis gebeur het, op die dag van die Here. Op die dag van die Here, hoor Johannes 'n harde geluid agter hom. 'n Geluid soos 'n trompet wat geblaas word. En onmiddellik dink ons terug aan goed wat ons in die Ou Testament gelees het. En ons weet dat die mense wat hierdie brief lees, dit in hulle harte en in hulle gedagtes sal hê. 'n Harde stem, soos donder, soos die geluid van 'n groot watermassa. Dit is die stem van God. 'n Trompet is baie gebruik in die aanbiddingslewe van die volk van God. Op Sinai is 'n trompet geblaas om die teenwoordigheid van die Here aan te kondig. 'n Trompet beteken ons gaan fees vier. 'n Trompet het ook beteken daar kom oorlog. 'n Trompet is geblaas om die aankoms van 'n koning te verkondig. En 'n trompet sou op die dag van die Here aan die einde van die tyd geblaas word. 'n Magtige stem praat agter Johannes en gee vir hom 'n opdrag. Skryf dit wat jy nou gaan sien op in 'n boek en stuur dit aan die 7 gemeentes. Ons gaan baie praat oor hierdie 7 gemeentes, so kom ek verduidelik gou. 3, die getal van God. 4, die getal van die mens. Plaas hulle by mekaar. 7, die volmaakte getal. As hier gepraat word van 7 gemeentes, dan is dit die bedoeling. Alle gemeentes van alle tye. So hierdie opdrag van die stem wat agter Johannes praat, sê, skrywe en stuur aan alle gemeentes, ook aan die gemeente Springsoos. Dan draai Johannes van Patmos om te sien wie dit is wat met hom praat. En omdat elke woord in Openbaring so belangrik is hierdie nie net 'n letterlike omdraai nie. Dis 'n keerpunt. 'n Keerpunt vir daardie vroeë Christene wat so swaar kry, 'n keerpunt in die lewe van Johannes van Patmos, 'n keerpunt in die ingrype van God in die lewe van sy kinders. So draai Johannes om, en wat sien hy? Hy sien iemand soos die seun van 'n mens. Dit klink vir ons so bekend. Hoekom? Onthou nou dat die vroeë Christene presies dieselfde as ons sou voel. Dit klink bekend, omdat Jesus altyd na homself so verwys het. Die seun van die mens het mag om sondes te vergewe. Die seun van die mens is die Heer van die Sabbat. Jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n plek om sy kop neer te lê nie. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Die seun van die mens moet baie ly, verwerp word deur die hoëpriesters en skrifgeleerdes, doodgemaak word en na 3 dae weer opgewek word. En so gaan die lys aan en aan. Wat bedoel Jesus as hy so na homself verwys? Hy vereenselwig homself met die mense, met almal wat na hom luister. Maar meer nog,
Hy gryp terug na die Ou Testament, na die boek Daniël, waar daar gepraat word van die seun van die mens, wat aan die einde van die tye sal kom. As Johannes omdraai, en hierdie wonderlike gesig van die seun van die mens sien, dan sien hy dat hy staan tussen 7 goue staanlampe. Staanlampe is altyd gebruik in tye van aanbidding onder die volk van God. Dit was in die tabernakel, dit was in die tempel. Moses het opdrag gekry om 'n pragtige goue staanlamp in die heiligdom te plaas, en vandag nog is die menorah die simbool van die Joodse volk. Oral in die Ou Testament word daar gepraat van staanlampe, want die lig van God skyn mos immers onder sy volk. Maar meer nog, die volk van God word opgeroep om die lig wat van God afkom in die donkerte van die wêreld te laat skyn. Jesus self gee vir ons die betekenis van wat hierdie goue staanlampe is. Die 7 goue staanlampe is die 7 gemeentes. Alle gemeentes van alle tye, ook die gemeente Springsoos. Waarom is hulle van goud gemaak? Goud is 'n kosbare, 'n edelmetaal. Maar goud moet deur vuur gaan om gesuiwer en gelouter te word. Soos wat daardie vroeë Christene besig was om deur vuur te gaan, soos wat ons besig is om deur vuur te gaan. Dis vir die seun van die mens belangrik dat Johannes sal opskryf dat hy die mensies deurklief om nie net in die hemel te wees nie, maar om daar te wees tussen sy gemeentes, tussen sy mense. En dan in die regterhand van die seun van die mens, sy hand van krag en mag en autoriteit, is daar 7 sterre. Wat 'n pragtige gesig moes dit nie gewees het nie. Weereens is daar bespiegelings en daar word gepraat van engele. Maar Jesus self gee die betekenis. Die sterre is die leraars van die gemeente. Hulle is syne, hulle word beskerm, hulle word vasgehou in sy hand van krag, mag en autoriteit. So vir my beteken dit dat ook julle leraar in die kragtige regterhand van die seun van die mens vasgehou word. Hoe lyk die seun van die mens? As Johannes omdraai en probeer beskryf wat hy gesien het, dan moet ons nie dink aan iets soos 'n foto nie. Hy probeer iets wat groter is as mensewoorde vir ons beskryf en al die hemelse kwaliteite aandui. En so het ons die seun van die mens nog nooit van tevore gesien nie. Hy het 'n lang kleed aan soos 'n hoëpriester met 'n goue band om sy bors, want sy werk is klaar. Hy het klaar die prys betaal daar aan die kruis. Sy hare en sy klere is wit en dit word herhaal, dit word onderstreep. Oud, soos die oue van dae in Daniël, maar ook suiwer en rein. Sy oë is soos vuur, dit deurdring alles, niks is daarvoor verborge nie. Dit is vol van geestelike insig. Sy voete is soos geel koper wat gebruik is vir militêre doeleindes, gebruik is in oorlog en ook dit word in 'n vuur gelouter. En daardie stem, soos 'n geweldige watermassa, soos beskryf in die Ou Testament soveel kere. En uit sy mond 'n skerp swaard met 2 snykante, soos wat ons net nou gelees het, soos dit voorkom elders in die Bybel. Een kant uitsprake van genade, aan die ander kant uitsprake van oordeel. Sy voorkoms
is soos die son wat op sy helderste skyn. Hy skitter van die heerlikheid van die Shekinah van God. Kan 'n mens Johannes kwaadlik neem dat hy, toe hy hierdie gesig voor hom sien, voor die voete van die seun van die mens neerval en daar lê, letterlik staan daar soos 'n lijk. Daar is geglo, jy kan God nie van aangesig tot aangesig sien en bly lewe nie. Maar hierdie is meer as dit. Dit is 'n neerval voor iets wat vir jou te groot is, te veel is, voor hierdie ongelooflike majesteit. En dan tree Jesus na vore. En hy lê daardie magtige regterhand van hom sagkens op die skouer van Johannes. Hierdie gebaar bring kalmte en troos en rus en gerusstelling. Dit dra vir Johannes moed en krag oor. Daardie hand van mag en gesag. En kan 'n mens dink dat daardie stem, so sterk soos 'n trompet, so hard soos die geluid van 'n watermassa, so sag en gerusstellend kan praat? Moenie bang wees nie. Want kyk, dit is ek. Ek wat jy so goed ken, ek vir wie jy volg, ek vir wie jy aanbid, ek oor wie jy 'n banneling is hier op die eiland Patmos. Moenie bang wees nie, want ek is die eerste en die laaste, die alfa en die omega, die eerste, die laaste, maar baie belangrik, ek is ook die lewende. Want ek is doodgemaak, maar ek het die dood en die graf en die hel oorwin, en kyk, ek lewe. En so belangrik vir die Christene in daardie moeilike tye van vervolging, so belangrik vir my en vir jou vandag. Ek en ek alleen het die sleutels van die dood en die doderyk. Ek en ek alleen beskik oor lewe en dood, nie Nero of Domitianus of die soldate of die vervolgers of 'n virus nie. Ek en ek alleen het daardie sleutels. Jesus by ons, tussen die goue staanlampe, die gemeentes wat sy lig in die wêreld laat skyn. Jesus deurklief die mensies, buig die hemel af en kom staan by ons, tussen ons. Dis duidelik dat dit waar is, as ons verder gaan lees en kyk na die briewe wat gerig is aan die 7 gemeentes. Dis vir ons baie duidelik dat Jesus presies weet wat in elkeen van daardie gemeentes aan die gang is. Partykeer is hierdie briewe skerp en vermaanend, want broer en suster, krisistye soos hierdie is nie tyd vir slap lê nie. Daar is nie die luukse van nou afvallig word nie. In tye soos hierdie moet jy stywer vashou aan God as ooit tevore. Jy moet sterker, stewiger staan in jou geloof as ooit tevore. Jy moet jouself moediger omgord vir die stryd wat voorlê as ooit tevore. Jy moet meer paraat wees vir aksie as ooit. Ook Johannes kan dit nie bekostig om daar te lê waar hy neergeval het nie. Hy moet opstaan, want daar is vir hom werk om te doen. Daardie boek moet geskryf word en uitgestuur word aan alle gemeentes van alle tye. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, voordat ek na die aarde gekom het, het hierdie wêreld al baie moeilike tye beleef. In my 60 jaar van menswees was daar al moeilike tye. Maar 2020 en 2021
is ongeëvenaar in terme van die uitdagings wat dit aan Suid-Afrika en aan die wêreld stel. Aan die einde van 2020 het ons vir mekaar gesê, voorspoedige nuwe jaar, julle sal sien, 2021 gaan beter wees. En toe kom 2021 en die derde golf, 'n tsunami. En die plundertogte en die onrus, en ek weet nie of dit net ouderdom is nie, maar ek het in hierdie winter so koud gekry, soos wat ek nog nooit in my lewe gekry het nie. Volk, familie, gemeente het slagveld geword. Soveel leë plekke tussen ons. Predikante wat 4 tot 5 begrafnisse per week het. Droefheid, vrees en wanhoop. Soos 'n swart kombers wat oor ons neergesak het. Die boodskap wat ons vanoggend gelees het uit Openbaring, kom kragtig tot ons op hierdie dag, die dag van die Here. Op 'n Sondag wanneer ons dink dat Jesus die dood en die graf oorwin het, om vir ons die lewe in oorvloed te gee. Laat ons saam, as gelowiges, as gemeente omdraai. Laat ons omdraai in 'n keerpunt vir ons geloofslewe, 'n keerpunt in ons gemeentelewe. Laat ons omdraai saam met Johannes van Patmos en stil staan voor die majesteit, die wonder van die Seun van die mens wat voor ons staan. Die Seun van die mens wat die mensies deurklief om vir ons te sê, ek is by julle, ek is tussen julle, julle is my lampstanders, my goue lampstanders, julle moet my lig laat skyn in die wêreld, al is julle soos goud, wat partykeer deur 'n vuuroond moet gaan, om gelouter te word. Ek is by elke enkeling, ek is by elke gemeente, en ek het elke leraar in my hand van krag en mag. Hy weet, hy dra kennis. Hy en hy alleen het die sleutels van die dood en die lewe. Hoe kan 'n mens anders as om voor hierdie gesig neer te val en te aanbid? Maar dan voel ons daardie kragtige regterhand wat sagkens op ons skouer rus, soos destyds op die skouer van Johannes. Daardie magtige stem wat sagkens en gerusstellend sê, ek is die eerste, die laaste en die lewende. Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. Moenie bang wees nie. En ons voel hoe dat hy krag aan ons oordra. Staan op, want daar is werk om te doen. Op die COVID-slagveld is daar nie rooi papawers of wit kruise nie. Maar laat dit vir ons rus en berusting, ons katarsis, ons closure wees. Laat dit wees wat ons dra in hierdie tyd. Hierdie gesig, hierdie pragtige gesig van hemelse glorie en majesteit en heerlikheid. Die gesig van die Seun van die mens, ewige koning, groot hoëpriester, volmaakte offerlam, tussen die goue staanlampe, al die gemeentes van alle tye, ook die gemeente Springsoos, met elke leraar so in sy regterhand. Laat dit vir ons katarsis wees, troos en berusting wees,
in hierdie tyd van aanvegting en van beproewing. Kyk, ek maak alles nuut. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy my kind. Amen. Kom geliefdes, laat ons nou saam bid. Immanuel, God met ons, God tussen ons, God wat ons so hoog ag, dat u ons, u staanlampe, u goue staanlampe noem. Baie dankie, Here, dat u met ons is, in hierdie tyd wanneer ons foos is, wanneer ons te neergedruk is, wanneer ons rou en hartseer is, wanneer ons siek is, wanneer ons moeg en afgemat is. U kom staan langs ons, en net u goddelike teenwoordigheid is genoeg om weer vir ons krag te gee en ons te inspireer. U weet, u ken ons gedagtes, u ken ons deur en deur, niks is vir u verborge nie. U tel ons op, u gee vir ons krag om voort te gaan, nie net genoeg krag nie, maar krag soveel dat ons voel asof ons weer met arendsvlerke deur die lug kan vlieg. Dankie, Here, dat u ons oproep vir 'n heerlike taak om in krisistye u blye boodskap uit te dra, u staanlampe te wees. Hoe heerlik om aan 'n gemeente te kan behoort, hoe heerlik om leraar te kan wees in 'n gemeente, hoe heerlik om 'n boodskap van hoop en bevryding te kan bring in tye so moeilik soos hierdie. Wees met ons, Here, gee vir ons die krag, die moed, die geloof om staande te bly, en nie net staande te bly nie, maar om 'n bres te slaan vir u en vir u koninkryk hier op aarde. Help en seën elke gemeentelid, elke mens in Suid-Afrika. Help en seën die regering wat in hierdie tyd moet regeer en moeilike besluite moet neem. Help en seën elke gemeentelid, elke familie. Staan ons leraars by, want Here, u weet watter tol tye soos hierdie van hulle eis. Ons Vader, baie dankie dat ons weet dat ons nooit alleen is nie, dat u met ons is elke treukie van die pad. Geef vir ons die krag om u lig te laat skyn in die wêreld, soos wat u dit van ons verlang. U groot en driemaal heilige naam, altyd ter ere. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons almagtige hemelse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle almal, nou en tot in alle ewigheid. Amen.